Ja, sê, goeiemôre broers, susters, ook welkom in die huis van die Here en vertrou dat dit ook vir ons almal 'n besondere dag sal wees. Kom ons sit so en dan begin ons met die toetrede. Ons sing van Psalm 145, die eerste, die tweede en die 5de vers. Psalm 145 vers 1, 2 en 5 en dan hoor ons die seën van die Here. Vir ons wat hier is en ook vir die wat inskakel, kom ons raak stil, dis 'n geleentheid vir ons om ook hierdie kort tydjie wat ons het met mekaar om ook te hoor wat die Here vir ons sê. So bely ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 119, Psalm 119 vers 6, 7 en 33. En dan bly ons staan vir die geloofsbelijdenis. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek, want die woorde pas nie by die wysie nie. Die wysie pas nie by die woorde nie. En hierdie is die enigste Psalm 119 in die boek. Okay, kom ons sing op a cappella, ek is seker julle sal die wysie optel. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U
Saam met die kerk van alle eeue bely ons ook ons geloof, om ons ook van die wêreld te onderskei. Elkeen sê in sy hart, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf is en begrawe is, en die angste van die hel beleef het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. U kan maar sit. Uit Lukas 10 hoor ons, daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en hy sê, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval, hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan dat hy half dood bly lê, en hulle toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langskom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so ook die Lewiet het by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde gewas met olie en wyn, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek betaal wanneer ek weer hier langskom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. In Romeine 3, vers 21 lees ons, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig, en nie een het deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, vrygespreek op grond van genade, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat vryspraak aan die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, omdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Wat 'n wonderlike voorreg is dit ook vir ons om te kan hoor dat ons sondes vergewe is. Elke dag stapel dit teen ons op, en ons wonder, wanneer gaan ons nou vir Jesus volg, soos wat hy aan ons opdra om te doen? En as ons osself meet aan die wet, dan sien ons, daar's nie 'n kans nie. Net genade. Kom ons bid saam.
Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na U toe in ons kleinheid en ons sondigheid, omdat ons niks het om aan U te bied nie. Alles wat ons vir U doen, is halfhartig. Ons voel so onbekwaam, omdat ons niks kan doen wat vir U aanneemlik is nie. Ons beste werke is met sonde besmet. Selfs in hierdie heilige oomblik, Here, is dit so dat ons gedagtes baie keer afdwaal en die dinge van die week en van die wêreld oordink en sê, wat gaan ek hier doen, wat gaan ek daar doen? Terwyl U reeds vir ons gesê het, ek gaan voor jou uit. Ek sal jou behoed en bewaar, ek sal jou beskerm, ek sal jou vertroetel. Ek het jou lief, soos jy is. Kom na my toe, sodat ek jou kan vertroos. Sodra ons gemeente aan U op, o Here, U ken elkeen by die naam, U ken elkeen se besondere omstandighede, dat U daar ook uitkoms sal gee, soos dit U wil is. Bewaar ons van die bose, Here, dat ons nie die dinge wat ons moet doen, nie doen nie. En die dinge wat ons nie moet doen nie, dit doen ons en dan met oorgawe. Dankie, Here, vir 'n geleentheid om weer nog van U woord te kan hoor. Wil U by U dienaar verbygaan en dat U woord die woord is wat gebring word. Mag U daarin verheerlik word, Here. So bid ons dat oral waar die woord verkondig word in die wêreld, dat dit nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Daar waar daar soveel konflik is, Here, mense wat net eenvoudig nie met mekaar kan saamwerk nie. Dit alles teen U liefdesgebod. Wil U daar ook die mense tot besinning bring om U te volg. Wil U ons verstand nou oopmaak, sodat ons die woord sal hoor en daarvolgens sal leef. Dit vra ons alleen om Christus ontwil. Amen. Voordat ons die woord oopmaak, kom ons sing uit lied 435, vers 1 en vers 2. U kan maar so bly sit. 435, vers 1 en 2. Die woord van die Here kom uit Lukas hoofstuk 1, dis die 3de boek in die Nuwe Testament. Lukas 1, vanaf vers 1. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is
deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te lê. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Dit is die woord van die Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, is u bekend met onsekerheid? Het u al ooit getwyfel of God regtig bestaan? Dat hy regtig die woord van die Here of van die Bybel geïnspireer het? En of alles wat daarin staan regtig die waarheid is? Miskien het u al met iemand gesels wat nie glo nie en nie self begin twyfel. Dalk het u dinge gehoor soos, daar's geen bewyse dat God bestaan nie. Daar's geen bewyse dat daar ooit 'n wonder gebeur het nie. Alles wat bestaan kan op 'n naturalistiese manier verduidelik word. Geloof is net iets wat deur iemand uitgedink is om ander mense te beheer en hulle geld te steel. Of mense glo maar net omdat hulle nie die harde realiteite van die wêreld, soos die dood in die gesig kan of wil staar nie. In die wêreld waar so 'n uitgangspunt normaal geword het, is dit dan maklik om self ook te begin twyfel. Ja, is dit dan nou regtig rasioneel om in God te glo? Is dit regtig rasioneel om te glo dat wonderwerke, dat 'n maagd gebore wat swanger geword het, dat Christus opgestaan het uit die dode? Was dit waar, of is dit maar net om ons te flous? Is ons eintlik maar net besig om 'n mooi show op te sit? Twyfel is soos onkruid, is 'n nare ding. Hierdie jaar sukkel ek verskriklik om my groenteplantjies aan die lewe te hou. Maar die onkruid, dit floreer. Die ding van onkruid is dat dit te maklik groei. Jy plant dit nie eens en dit kom oral op. En as jy dit los, dan neem dit oor en dit verdring alles. Daarom moet 'n mens aktief veg teen onkruid. Dit uittrek soos dit opkom. Dieselfde geld vir twyfel. 'n Mens moet dit nie los totdat alles verstrengel is nie. Maar hoe trek 'n mens twyfel weg? Wat is die teenmiddel vir twyfel? As dit waar is dat geloof irrasioneel is, dan sou die antwoord teen twyfel miskien kon wees om net so hard as moontlik te probeer om alle feite te ignoreer. En net blindelings te glo en al sê jou kop vir jou iets anders. Maar die Bybel leer ons iets anderste. Dat geloof nie irrasioneel is nie. Geloof is nie die aksie sonder enige feite nie. Of selfs teen die feite in nie. Om aan 'n idee vas te klou vir al wat jy werd is nie. Nee, geloof is juis 'n vaste vertroue gebaseer op feite. Lukas begin immers met die skrywe van hierdie evangelie met 'n voorrede, waarin hy self uitspel wat sy doel met hierdie skrywe is. Hy sê, ek het dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek alles noukeurig ondersoek het, wat onder ons al vervul is, om dit in volgorde te skryf, sodat jy ons met volle sekerheid kan weet, dat die dinge waarop u omtrent onderrig is. Dit is Lukas se doel wanneer hy die evangelie skryf, om vir Theophilus en indirek ook vir ons sekerheid te gee in die dinge wat God in Jesus Christus tot vervulling gebring het. En daarom begin ons nou. Deur die skrywe van Lukas aan Theophilus gee God ons sekerheid in Jesus Christus. Die evangelie van volgens Lukas is 'n baie unieke dokument. Dis die langste van die 4 evangelies. Dit vat baie materiaal wat slegs in hierdie evangelie gevind kan word. Dit is ook die enigste een wat 'n tweede volume het. Lukas is volume 1 en Handelinge is volume 2. In ons Bybel word die 2 onderbreek deur die evangelie van Johannes. Maar Lukas
en Handelinge is eintlik een verhaal, geskryf deur dieselfde hand, gerig aan dieselfde ontvanger, Theophilus. Nou dis die vraag, hoe kan ek glo wat hierin staan? En natuurlik is die hoofrede dat die Heilige Gees hierdie boeke geïnspireer het. Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die Heilige Gees mense van God vrygespreek. NGB artikel 5 sê verder oor die boeke van die Bybel, ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorgespel is, plaasvind. Dit is sonder twyfel en onvoorwaardelik ons uitgangspunt. Die Heilige Gees het elke boek van die Bybel geïnspireer. Maar ondermyn dit dan nie die feit dat dokumente in die Bybel ook historiese dokumente is nie. Elke boek van die Bybel het ontstaan en is 'n dokument wat sy ontstaan in geskiedenis het, deur die hand van 'n mens wat regtig geleef het en wat sy eie karakter het. Salomo was iemand anders as Samuel. Matteus skryf heel wat anders as Markus. Paulus lê 'n ander klem op dinge as Petrus. Terwyl elke persoon die onfeilbare en geïnspireerde woorde van God neergeskryf het, gebruik God daardie individue, sy omstandighede, sy opvoeding, karakter om 'n unieke dokument aan sy kerk te gee. Een van die doele van hierdie preek is om ons opgewonde te maak en om gedagtes te prikkel. Wie was nou eintlik die skrywer? Wat was sy omstandighede? Hoekom is hierdie dokument opgestel? Wat sou dit alles behels? En hoekom het God hom juist daartoe gelei om dit op te neem? Ek hoop dat u tot so 'n mate opgewonde sal wees, dat u hierdie week ook tyd sal neem om Lukas en Handelinge deur te lees, indien moontlik ononderbroke. Ek weet daar sal baie tyd wees, maar u sal daardeur verryk word. Miskien kan u daarna luister op die Bible app, soos u elke dag werk toe ry, of voor u gaan slaap. 'n Baie interessante eienskap wat jy sal raak sien in die boeke Lukas en Handelinge, is dat die menslike outeur self nie 'n ooggetuie was van Jesus nie. Dit sien ons al in die teks. Die outeur probeer nie voorgee dat hy van die begin af al daar was nie. Maar hy kom later self wel in die verhaal, as iemand wat baie nou verbind aan die apostel Paulus was, 'n getroue metgesel van Paulus op sy reise. Deur die loop van die evangelie en Handelinge skryf hy heeltyd oor die gebeure in die derde persoon. Maar dan vanaf Handelinge 16, waar Paulus in Troas is, begin hy aan en af in die eerste persoon skryf. Ons het so en so gemaak. Ons was versekerd hieroor. Ons het afgevaar hiernatoe, daarheen. Ons het by die plek oorgebly, ensovoorts, ensovoorts. Dit alles kulmineer in daardie boeiende laaste hoofstukke van Handelinge, waar die skrywer saam met Paulus na Rome toe vaar, om voor die keiser te staan. Hulle kom in 'n verskriklike storm, en moet met hulle eie hande skeepsgereedskap oorboord gooi. Ankers word afgesny, en hulle lyske breek. Uiteindelik kom die skrywer saam met Paulus in Rome aan, waar Paulus onder huisarrest in sy eie huis woon, vir 2 jaar in die evangelie van Christus met vrymoedigheid en sonder verhindering preek. Lukas was daar saam met hom. So, wie was dan die skrywer van Lukas en Handelinge? Die eenparige tradisie in die kerk van die vroegste tye af, is dat Lukas, die geneesheer of 'n dokter, die outeur van beide volumes is. En dis ook hoekom ons hierdie boek dan die evangelie van Lukas noem. Dit is slegs in die afgelope 200 jaar of so, dat mense nou hieraan begin twyfel. Maar van die vroegste tye af was daar geheel en al geen dispuut nie. Net binne die eerste 150 jaar na Lukas ons onder andere die oudste kopie van Lukas, Justin Meyer, martyr,
Irenaeus, Tertullianus en Clement van Alexandrië, wat almal getuig, Lukas is die skrywer. En daar's geen getuienis om dit andersins te beweer nie. Dis nie super belangrik om te weet nie, want ons weet dat die Heilige Gees die woord geïnspireer het. Maar is regtig lekker om te weet dat die menslike outeur is en dat hy betroubaar is. So, wat weet ons nou van Lukas? Ons het reeds gesien dat ons van Handelinge weet dat Lukas nou verbind was aan Paulus. In die briewe van Paulus kry ons nog brokkies inligting van Lukas se persoon en karakter. Ons het 3 skrifgedeeltes wat Lukas by naam noem. Ek het genoem Kolossense en Filemon ongeveer in dieselfde tyd geskryf is deur Paulus in daardie tyd toe hy in Rome onder huisarrest was. Hierdie is die tydperk waar Handelinge eindig. In die 2 briewe is dit duidelik dat Lukas 'n mede-arbeider van Paulus was, dat hy 'n dokter was, 'n geliefde geneesheer, en dat hy waarskynlik 'n Christen uit die heidendom was. In 2 Timoteus, die laaste brief wat Paulus geskryf het vlak voor sy dood, het ons iets van Lukas se liefde en getrouheid gesien. Waar almal anders Paulus verlaat het, en sommige selfs afvallig geword het Lukas alleen by Paulus gebly, tot die einde toe. In die kerkvaders is daar nog meer inligting om, maar ons los dit vir nou. En met die agtergrond in gedagte, kom ons kyk dan nou na die teks self. Die woorde waarmee Lukas sy evangelie open. Hier wil ek net kortliks 3 aspekte van ons uitlig. Waaroor Lukas wil skryf, die metode waarop hy te werk gaan, en die rede hoekom hy dit alles doen. In vers 1 sê hy dat baie het onderneem om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat al vervul is. Let op die sinsnede in leidende forme. Dinge is onder ons vervul. Hier gee Lukas erkenning aan die feit dat die dinge waar hy wil skryf nie iets is wat deur mensehande in beweging gebring is nie. In sy tyd het God kragtig opgetree om die dinge wat in die Ou Testament geprofeteer is in vervulling te bring. Dit was 'n enorme moment in die geskiedenis. Israel was onder die juk van die Romeinse ryk en boonop was God al vir die afgelope 400 jaar stil. As daar ooit 'n tyd sou wees waarin 'n mens kon twyfel, sou dit so 'n tyd gewees het. Het God dan van ons vergeet? Wat van al sy beloftes van vroeër? Sal dit ooit in vervulling kom? Maar dan, na 'n lang tyd van afwagting, tree God op. En die lang tyd van stilte word onderbreek deur God se kragtigste daad in die hele geskiedenis van die mensdom. Kragtiger as die groot vloed, kragtiger as sy verskyning in vuur en bliksemstrale op die berg Sinaï. Kragtiger selfs as die skeiding van die Rooi See en die terugdraai van die son. God self het mens geword in die persoon van Jesus Christus, om die verlossing van die mens te bewerk. Waaroor wil Lukas dan skryf in hierdie evangelie? Met die risiko van oorvereenvoudiging, dink ek dat daar 'n mooi sin in Lukas 19 is wat die hele inhoud van die evangelie saamvat. Daarin sê hy, Jesus, die seun van die mens, het gekom om te soek en te red wat verlore was. Wanneer jy Lukas lees, kyk of jy dit kan raak sien. Die hele evangelie volg as ware hierdie patroon. Die seun van die mens het gekom om te soek, dis in die middel van die hoofstukke, en te red wat verlore was, die laaste 3 hoofstukke. Dis waaroor Lukas wil skryf. Jesus Christus as 'n vervulling van God se beloftes. Die seun van die mens, wat gekom het om te soek en te red almal wat verlore was. En die metode, vers 1 begin met die woord aangesien. Dis miskien 'n snaakse manier om 'n teks te begin. Aangesien baie mense al iets geskryf het, gaan dit ek ook nou doen. Dis bietjie snaaks, né? Maar ons moenie vassteek teen hierdie woord nie. Die Griekse woord agter aangesien is 'n akademiese woord. 'n professionele manier om 'n skryfstuk te begin.
Die woord getuig eintlik van Lukas se bekwaamheid as 'n skrywer. Hy's 'n akademiese man en hy skryf soos een. In elk geval is dit duidelik dat in die tyd wat Lukas skryf, daar baie mense wat ooggetuie was van Jesus neergeskryf het. Die feit dat Lukas die woord baie gebruik, kan daarop dui dat daar heelwat sulke ooggetuie verslae was. Maar dit kan ook verwys na ander evangelies wat reeds in sirkulasie was. Maar Lukas voel gedrewe om iets uniek na die tafel te bring. Elke evangelie is geskryf met 'n spesifieke gehoor en gedagte, met 'n spesifieke invalshoek en doel. En so het Lukas sy eie invalshoek gebring. Wat hy graag wil doen vanuit 'n wetenskaplike benadering, is om alles self soos 'n goeie speurder of joernalis goed te ondersoek. En by almal wat ooggetuies van die lewe en dade van Jesus was, om hulle getuienisse eerstehands te hoor en dit dan in volgorde neer te skryf, soos ons in vers 3 gelees het. 'n Enorme taak, sou u weet. U kan self indink hoe by die apostels een vir een aangeklop het, hulle neergesit het en hulle gepeper het met vrae. Die herders wat die engele gesien het, Maria, Jesus se ma, Sagaria, Elisabeth, die ouers van Johannes, Saggeus, die Emmausgangers, Maria en Martha, die hoofman van Kapernaum, die weduwee van Nain en haar seun wat uit die dood opgewek is, Josef van Arimatea, sommige van die 500 broers van wie Paulus in 1 Korintiërs 15 geskryf het, dat Jesus tegelyk aan hulle verskyn het. Dis almal mense as hulle nog geleef het, dan was hulle toeganklik vir Lukas. Dink net aan hierdie groot en enorme taak. En dit was slegs die helfte van die werk. Want nadat hy al sy inligting bymekaar gekry het, moes hy dit nog deur al die materiaal gaan, dit sorteer en dit saamstel in een koherente dokument. Want dit is wat hy vir Theophilus sê. Ek het alles in volgorde aan u geskryf. As ons iets dink wat in volgorde is, dan dink ons aan iets wat kronologies is. Maar die Griekse woord wat Lukas gebruik beteken nie noodwendig dat alles in presiese kronologiese volgorde is waarin dit plaasgevind het. Die punt is liewers dat dit ordelik is, maar daar is definitief gedeeltes wat meer tematies 'n orde het. U sal dit agterkom as u self die evangelie lees. Die resultaat van al Lukas se moeite en noukeurige werk, die vrug daarvan, het u nou in die Bybel. Noukeurig, nagevorsde dokument wat met sorg saamgestel is. U gaan lees presies wat sy noukeurige ondersoek opgelewer het. Wat Maria gesing het toe die engel aan haar verskyn het, hoe Saggeus hom bekeer het. Gaan maar by die lys af. Maar die toppunt van alles kan u weet en met sekerheid lees wat die ooggetuies self meegemaak en gesien het. Oor die vroue wat hom van Galilea af gevolg het. Hulle het hierdie dinge gesien. En wanneer hulle hom in die graf neerlê, die vroue wat saam met hom van Galilea af gekom het, het hom gevolg en die graf gesien waarin hy neergelê is. Dit is hierdie vroue wat in die volgende hoofstuk op die opstanding van Sondag voor die graf staan en sien dat dit leeg is. En hoe eindig hierdie evangelie van Lukas? Net voor die hemelvaart verskyn Jesus aan die apostels en hy sê, kyk na my hande en my voete, want dit is ek. Voel aan my, kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien nie. Ek het nie. En julle is getuies van hierdie dinge. Dit dring ons by die laaste. Hoekom Lukas dit alles wou sien en doen? En dit is dan ook die hele punt van hierdie preek. Lukas het al hierdie noukeurige werk gedoen, sodat Theophilus en onsself volle sekerheid kan hê van die feite waarin hy onderrig is. Sodat hy met volle sekerheid Jesus Christus as sy verlosser mag ken. In die afgelope 200 jaar het die historiese akkuraatheid van Lukas onder ewige skeptiese aanvalle gekom. Hier en daardie plek het nooit bestaan nie. Leiers is nooit met hierdie en daardie titels geïdentifiseer nie en nog meer. Maar soos die argeologie gevorder het die akkuraatheid van Lukas tot in die fynste besonderheid is dit bevestig. Sodat selfs sekulêre historici vandag erken dat Lukas 'n uitstekende historikus was. Maar as jy dit aanvaar,
dan moet jy ook die volle implikasie aanvaar wat Lukas geskryf het. En dus het hy eintlik 'n Christen geword, omdat hy oortuig geword het van die feite. Dit was Lukas se doel met die skrywe aan Theophilus. Theophilus, lees my noukeurige werk en weet verseker dat dit wat u lees betroubaar is. En dit geld ook vir ons. Ons kan nie seker wees presies wie Theophilus was nie. Sommige verklaarders meen dat hy Lukas se sponsor was om die evangelie van Handelinge en Lukas te skryf. Maar dit is in elk geval duidelik dat Theophilus 'n belangrike, invloedryke persoon was. Die feit dat Lukas hom aanspreek as hooggeagte Theophilus dui daarop. Dis dieselfde woord wat Lukas in Handelinge vir die goewerneurs Felix en Festus gebruik. Dalk was Theophilus self 'n goewerneur wat tot geloof gekom is. Die punt is dus, hy het geloof ontvang, omdat hy onderrig is, maar hy het tot volle sekerheid gekom. Die naam Theophilus beteken liefhebber van God, of geliefde van God. Is dit nie pragtig nie? Want dis presies waar ons vandag ook is. Ons, u en ek, is ook liefhebbers van God, ook geliefdes van God. En net soos Theophilus sukkel ons ook dikwels met klein geloof. Is dit regtig waar dat God mens geword het? Is dit regtig dat daar 'n leë graf buite Jerusalem was? Is moeilik om te glo, nie net in ons tyd nie. 2000 jaar gelede het hulle ook geweet dat iemand wat gekruisig is en 'n spies in sy sy gekry het, nie veronderstel is om op te staan en later aan mense te verskyn nie. Meeste van ons het 'n uitstekende Christelike opvoeding ontvang. Ons was in 'n gereformeerde laerskool en dalk selfs 'n hoërskool. Ons het baie deeglik katekisasie ontvang. Nogtans is daar oomblikke van twyfel. Oomblikke wat ons voel soos daardie man in Markus 9 wat met trane uitroep, ek glo Here, kom my ongeloof tot hulp. God sê vir ons vanoggend in ons teks, my liewe kind, geliefde van God, ek is met jou swakhede goed bekend. Ek weet jy sukkel. Ek weet dat jy soos Thomas soms net jou vingers wil voel dat alles waar is. Daarom gee ek vir jou hierdie evangelie, geskryf deur my getroue diensknegt Lukas, wie selfs die blinde wêreld erken as betroubaar, sodat jy volle sekerheid mag hê in die dinge waarin jy onderrig is. Geliefde gemeente, gaan lees Lukas, proef vir jouself alles wat daarin staan, en weet dat dit waar is. God het dit vir u gegee, sodat u hom met volle sekerheid kan ken in sy seun Jesus Christus. Hy het gekom om die wat verlore is, te soek en te red. Amen. Kom ons dank die Here.